Goeiemôre gemeente. Baie welkom almal volgende hier. Lekker om julle almal te sien. U het my gevorm, na mekaar geweef in die skoot van my moeder. U het my gesien toe ek nog ongebore was. Al my dae was in u boek opgeskrywe nog voordat ek gebore is. Hoe wonderlik is u gedagtes in my, o God, hoe magtig hulle almal. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader, van ons Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ons het nou liedjies gesing, ons sing baie keer maar liedjies uit gewoonheid, ons ken dit uit 'n skop uit, maar ons sing, Here Jesus, U skyn oor almal. Ek sal lig wat helde skyn om liefde te dra, en dan vra ons in die lied, Heer skyn deur my. Omdat ek dink die week wat verby is, het die Here deur my geskyn aan die mense rondom my. En dan ons saam lied saam, en dan in liedjie sing ons, kom ons leef soos wat hy vra, en leer om te verdra, en liefde na te streef. So in die lied wat ons dan vra vir die Here, kom ons leef soos wat hy vra. Alles wat ons vandag sien, dat dit sang op die boodskap, maar dat gaan oor dat die Here ons wil gebruik, natuurlijk, maar ook dat ons geleenthede moet gebruik. En vandag praat ons daaroor, en in die liedjies gaan dit juist daaroor, om deur die Here gebruik te word. Ek lees vir ons vanoggend uit Romeine 8 vers 28 tot 29, julle ken dit baie goed, en ek gaan gedeeltelik pas af met die preek, maar dan ook as wet. Daar staan, ons kan nou van een saak seker wees. God gebruik elke ding wat in ons lewens gebeur om sy doel te bereik. Vir ons wat vir God lief het, werk alles tot ons beswil uit. Dit geld natuurlijk vir almal wat hy volgens sy ewige plan gekies het om in hom te glo. God het elkeen wat hy vir hom uitgesoek het, sy lewe nuut gemaak. Nou kan hulle die beeld van sy seun weerkaats, wanneer hulle in Christus se voetspore stap en soos hy leef, wys dit dat hulle aan God se nuwe familie behoort. Net tot sover. Eintlik 'n baie mooi teks. So die wet aan die een kant wat hier kom sê dan ook dat ons sy seun moet weerkaats deur ons lewens, en dan ook wanneer ons in sy voetspore volg, dat ons sal leef soos hy geleef, omdat ons aan God behoort. So nou kan nou 'n bietjie dink oor die week wat verby is, het ons Jesus weerkaats en het ons in sy voetspore gevolg? Het ons geloop soos hy geloop het? Of nie? So om vanoggend in die gebed, om vir jouself te vra, of die Here te sê, Here, miskien het ek hierdie week geval. Miskien het ek nie alles gedoen soos ek kon doen nie, maar ek vra Here, dat U deur my kan werk, dat U my kan help, dat ek dit kan doen. En dan wat aanpas by die preek, God gebruik elke ding wat in ons lewens gebeur om sy doel te bereik. Dat God ook ons gebruik vir sy doel. En vanoggend se diens gaan juist ook daaroor. So, kom ons raak stil in gebed, vra die Here dat jy hom kan weerkaats, vra dat jy sy voetspore sal volg, en vra ook dat hy deur jou sy doel sal bereik. So kom ons raak stil vir so 'n minuut. Ek het gesmag na die hulp van die Here. Hy het na my toe afgebuig en my hulp geroep. Hy het my uitgetrek uit die put van die dood. Hy het my 'n nuwe lied in die mond gelê, 'n loflied oor God. Baie sal daarvan hoor en hom die eer toebring. Hulle sal op die Here vertrou. Amen. Alright, julle, kom ons sluit ons oor. Liewe Hemelse Vader, ons kom dankie dat ons vandag voor U stil is. Ons dankie dat ons kan saam wees. Here, dat ons kan omgee. Here, dat ons kan skyn, ook ons liggies waar ons gaan. Here, dankie vanoggend dat ons kan lof bring aan U. Here, dat ons dit kan geniet
En ook Here, waar ons vandag uit die woord gaan lees, kom bid ons Heer, mag U dit asseblief vir ons oopbreek, en mag elkeen van ons vandag hoor ook, wat U vir elkeen van ons wil sê. Ons bid dit Heer in U naam alleen. Amen. So, okay, maar nou, vrouens moet my nou nie gooi met iets hier asseblief, en gelukkig as ek ver voor, ek hoor die een van die vrou, kom by die huis aan met, sy het 'n klomp nuwe klere gekoop, lekker baie geld gemors, en sy kom met sakke en sakke vol nuwe klere by die huis aan. En nou natuurlik, gaan sy na 'n kas toe, en nou begin sy van die ou klere tussen hakies uit die kas uithaal, om nou die plek te maak nou vir die nuwe klere. En 'n man vra haar, maar wat gaan jy nou met hierdie klere maak? Gaan jy dit nou maar vir kerk gee of iets? Sy sê nee, sy gaan dit skenk vir behoeftige mense, vir mense wat swaar kry en honger ly. En die man sê aan haar, my skat, jou klere gaan nie pas by mense wat honger ly. So, ek hoop julle maak so 'n grapie, dus ek sal maar mooi kyk vir dit. So, vanoggend praat ons oor mors. Nou, ek kan nou baie vrae vra rondom dit, maar kom ons vra, wanneer het jy al 'n bietjie geld gemors? Wanneer het jy dalk al 'n bietjie tyd gemors? Ons almal mors maar iewers met iets. Dis maar mense om te doen. En ek weet, elkeen van ons kan 'n storie vertel waar iemand dalk ons tyd gemors, waar jy vir iemand gesit het, wag het dalk vir 0:30 en die ouens daag nie op nie, en dat jy nou gesit daar vir niks. So tydmors is maar vir ons deel van ons lewens. Ongelukkig gebeur dit. Ek het gehoor van die tandarts. Hulle sê, vertel dit 'n verhaal van die tandarts wat die ou het 'n tand wat absies gemaak het, en die tand moet drasties getrek word, en hy gaan na die tandarts toe, en hy vra vir die tandarts, hy's baie haastig, hoe lank gaan dit vat om hierdie tand te trek? En die tandarts sê vir hom, jong, 'n paar minute, ek mors die tyd. En die ou sê, okay, maar hoeveel gaan dit my kos? En die tandarts sê vir hom so, R1500. En die ou sê, maar dit klink nie vir hom reg. R1500 vir 'n paar minute se werk. Die tandarts sê, as jy dit so verkies, kan ek die tand baie stadig trek. So, jy kry ouens wat die tydmors vir julle werk baie vinnig. So, ons praat vanoggend oor tydmors, en ek wil vanoggend vir jou vra, as ons praat oor tydmors, wil ek meer praat oor hoeveel geleenthede het ek en jy al gemors. Geleenthede, dis nou verskillende kategorieë, kom ons sê, daar's baie werksgeleenthede wat ons kry. Geleenthede by die werk wat jy kan 'n opgang maak, of waar jy iets kan doen. Dan kry jy persoonlike geleenthede wat jy om te gaan studeer, om te gaan iets doen, sport doen, goed wat jy persoonlik doen. Maar dan praat ons vanoggend, daai geleenthede wat die Here op jou pad stuur om 'n verskil te maak. Ek weet nie of jy al agtergekom het nie, daar kom baie geleenthede op ons pad waar die Here ons wil gebruik om 'n verskil te maak. Dinge wat gebeur, mense wat op ons paaie kom, en dan wil die Here ons gebruik. En die vraag is, hoeveel van hierdie geleenthede het ek al gemors? Het ek al gemis? En daar's natuurlik baie redes daarvoor. Miskien was ons net baie besig gewees. Miskien het ek nie geweet wat om te sê of wat om te doen nie. Of miskien was my lewe vol moeilike dinge, en jy weet, dis vir my klaar te swaar, en ek sien nie kans om ander mense by te staan. En dis een ding wat baie keer gebeur. Jy weet, wanneer dit goed gaan, dan is ons aktief, ons wil dinge doen, ons sien mense raak, ons maak 'n verskil, maar wanneer dit sleg gaan, wanneer omstandighede rondom ons sleg gaan, skielik dan raak ons passief. Skielik dink ek aan myself, dink aan my eie swaar, dink aan my eie seer, en ek maak nie meer 'n verskil na buite. So die vraag vanoggend, gebruik ek die geleenthede wat God op my pad plaas? En ek wil regtig dink, en jy moet dink daaroor, dink byvoorbeeld aan die week wat verby is, 2 weke wat verby is, dink daaroor, het ek die geleenthede gebruik wat God vir my gegee het, om 'n verskil te maak in die wêreld. So kom ons lees saam ons teks vandag. Ons lees saam uit Efesiërs 5,
vers 15 tot 17, 'n baie kort stukkie maak ons fokus, en julle gaan nou sien hoe kom ons dit dan lees. Daar staan, wees baie versigtig hoe julle leef. Leef soos mense wat weet wat God van 'n sinvolle lewe verwag, en nie soos mense wat niks daarvan weet nie. Moenie jou tyd mors nie. Maak die beste gebruik van elke geleentheid wat jy kry, want ons leef in moeilike en slegte tye. Moenie julle lewens mors deur sonder 'n doel te leef nie, maar maak seker hoe die Here wil hê, moet julle leef. Net tot sover. Nou hierdie is 'n baie kort teksie, maar 3 versies met 'n baie groot impak vir ons. Nou, ons moet weet, Paulus praat nou met die gemeente van al die gelowiges en almal wat glo in Efese. Hy praat met hulle en hy praat vir hulle oor die nuwe lewe, ons is nuwe mense. Hy bid vir hulle en dan een van hierdie nuwe, ons moet leef soos mense van die lig. Is die deel waarmee ons besig is. Ons moet leef soos nuwe mense en dan aan ons deel, hoe sê hy dan vir hulle? Wees baie versigtig hoe julle leef. Vir ons ook. Nou, hierdie woorde klink daar onnodig om te sê. Maar ek en jy weet, soms maak ons foute. Jy weet, soms hardloop jy meer met my weg, sê ek dinge wat ek moet sê nie, ons almal kom dit oor. Soms sê ek, miskien vriende wat vloek en skel, en vloek en skel saam hulle. So ons word baie vinnig ingetrek by die sondige wêreld rondom ons. Elkeen van ons weet dit baie goed. So jy probeer jou bes, jy doen jou ding, maar skielik vang jy dat jy ingetrek word en jy doen verkeerde ding. En daarom sê Paulus, wees baie versigtig hoe jy leef. Jy moet paraat wees, jy moet wakker wees, want weet jy wat, jy word baie maklik ingetrek. Jy kan baie maklik begin foute maak, jy kan baie maklik verkeerd begin leef. En hy sê dan, wees versigtig, wees net versigtig. En dan die volgende stukkie, hy sê, leef soos wat God van julle verwag. Toe ek hierdie stukkie lees, toe vraag my dadelik self die vraag, leef ek soos wat God van my verwag? So, Leo Babelbaas nie, maar God het 'n verwagting vir elkeen van ons. Hy het 'n verwagting hoe hy wil hê ons moet leef. En dan die vraag is, leef ek volgens sy verwagting? Of leef ek maar meer soos ek wil? Ek doen my ding, ek stap my pad, wie gee op? Leef ek soos wat God van my verwag? En dan kom hy by die fokus van ons teks en hy sê, moenie jou tyd mors. Maak die beste gebruik van elke geleentheid wat jy kry, want ons leef in moeilike en slegte tye. Nou, hierdie is die fokus van vanoggend. Ek en jy kan mooi gaan kyk na ons lewens, en daar's baie kere waar ons, hoor my mooi, jy mag ontspan. Jy mag 'n bietjie game speel, jy mag 'n bietjie boek lees, jy mag 'n bietjie TV kyk, jy mag 'n bietjie swem, jy mag 'n bietjie langs die swembad lê. Daar's niks fout met die ding. Maar baie keer is daar geleenthede wat ons moet gebruik, maar ons mors ons tyd. Ons fokus nie op die dinge wat rondom ons gebeur. En in hierdie stukkie kom sê hy vir ons, maak die beste gebruik van elke geleentheid. Want Paulus weet, ons mis baie maklik geleenthede. Ek kan aan my eie lewe dink ek was, 'n paar kere wat ek kan dink, waar ek dinge kon gedoen het, of waar ek dinge anders kon gedoen het. Daar's kere wat ek moes gepraat het, kere wat ek moes opgestaan het, en waar ek niks gedoen het. Mense wat ek kon gehelp het, mense wat ek kon vertroos het, maar ek is besig met my eie lewe, besig met my eie dinge, my omstandighede is daar so sleg, en ek is so moeg, nie energie nie, en dan mis ek die kanse op my pad. So ek dink elkeen van ons kan dink aan geleenthede waar jy gemis het. Waar jy die kans gehad het om 'n verskil te maak in iemand se lewe, maar jy het dit nie gedoen.
Nou, net deur 'n mooi woordjie te sê, net om te luister, om belang te stel, om te gee, om te vertroos, om by te staan, om te bemoedig. Soveel geleenthede op ons pad waar ek iets kan doen, deur die manier wat ek praat en ook deur die manier wat ek doen. Dat mense gaan sien, maar weet wat iets is anders, ek wil soos die ou wees. Hoeveel kanse mis ons? En nou mag ek sê, ja, maar Paulus praat met ongelowige mense. Nee, Paulus praat met gelowiges. Gelowiges wat veronderstel is om te leef soos wat God vra, maar dit nie altyd doen nie. En daarom sê hy vir hulle, maak gebruik van elke geleentheid. Want ons as gelowiges is die lig wat ons skyn. En as ons die geleenthede mis, dan bly daai kolletjies donker. Dan word dit nie lig nie, want ons skyn nie daar nie. My vraag is weer, gebruik ons die geleenthede wat God op ons pad plaas? Is my oë oop vir dit? En as jy mooi gaan dink oor, baie keer leef ons met oogklappe aan. En ek dink COVID het iets van dit in ons gedoen. Voor COVID het ons baie meer belang gestel aan mense rondom ons, want COVID het ons so begin fokus op ons en ons gesinne, se lewens en se gesondheid en se voortbestaan, dat ons begin het om in isolasie te leef, en ek verleer om buite te kyk, om mense te sien waar is daar behoeftes rondom my, waar is daar mense rondom my, waar ek 'n verskil kan maak. En ek praat nie as om goed, daar 'n vriend of 'n vriendin wat net nodig het dat jy luister. Daar iemand wat net hartjie is en jy dalk net nodig om hand op die skouer te sit. Iemand wie jy net kan vriendelik wees, vir wie jy net kan glimlag. Iemand wat net wil hê jy moet hulle raak sien ek en jy die geleenthede rondom ons raak. En een ding wat ek geleer het, dis maklik om niks te doen. Hoor my mooi, die duiwel, een van sy tricks wat hy doen, hy maak ons passief. Hy maak dat ons in 'n lal is, in 'n rustigheid is, want daar's 'n baie tyd, man. Jy het nie nou nog om verskil te maak nie, miskien môre ook oormaak. En weet jy wat, daar's baie ander mense, hulle kan dit doen, jy hoef nie vandag dit te doen nie, wees rustig, wees kalm. Dis maklik om stil te bly. As jy daar om 'n vuur sit en die mense gebid die Here se naam, eintlik, wat doen ek? Kies om stil te bly. Ek wil nou nie moeilik wees, ek wil nou nie, jy weet, 'n anker wees en 'n brief wees vir almal en so bly stil. Juist daar moet ek stil. Want alle mense goed doen en ek sien dit is nie reg nie om te probeer om 'n verskil te maak. Maar mense seer het, probeer ek om hulle seer te verlig. Dit is maklik om niks te doen. Wanneer, selfs veral wanneer ons swak, veral wanneer besig is. En die ding is, geleenthede kom nie wanneer dit ons pas. Ek kan getuig van dit. Wanneer dit goed gaan, wanneer jy baie tyd het, dis nie dan wanneer die Here al hierdie geleenthede stuur. Hy stuur dit juis wanneer jy besig is. Hy stuur dit juis wanneer jy in 'n gejaag is, juis wanneer jy daar 'n swak by is, juis wanneer jy 'n klaar met jou vrou of kinders beklei het, juis dan stuur hy die geleentheid. Maar wat doen ek dan? Los ek die geleentheid of vat ek dit? Ons moenie ons lewens mors sonder 'n doel te leef. Nou, ek wil vir jou sê vanoggend, elkeen van ons het 'n doel. Nou, God het 'n spesifieke doel vir jou. En God sal jou wys, hy sal jou lei daarna. Maar ons almal het 'n algemene doel. En dis om te skyn vir Jesus. Dis om 'n lig te skyn, dis om omgee te wys, om lief te hê, om 'n verskil te maak rondom ons. So God se doel, hy wil jou gebruik om 'n verskil te maak rondom jou, by jou werk, by jou skool, by jou omstandighede, by jou huis. Hy wil jou gebruik. Vraag is ons beskikbaar om gebruik te word? Ek wonder soms, is ons regtig beskikbaar
dat die Here ons gebruik. En Rick Warren, julle almal ken die 40-tal doelgerigte lewe. Rick Warren sê binne dit, jy is op aarde geplaas om by te dra. God het jou geskep om 'n verskil te maak. Ek dink dis woorde wat ons maklik mis. Jy is geplaas op aarde om 'n bydrae te maak. God het jou geskep om 'n verskil te maak. Dis hoekom jy hier is. Dis hoekom ons almal hier is, juis om 'n verskil te maak. Nou, ek het hierdie volgende stukkie gelees van Dolly wat sê, nou ek kan dit net kortlik sê, hy sê, God het vir Moses 'n staf gegee, vir Dawid 'n slikkervel, vir Samson 'n kakebeen, vir Samgar 'n os drywerstok, Esther skoonheid, Deborah poesie, Dorcas naalwerk, Apollos 'n welsprekende tong, en elkeen het dit gebruik tot eer van die Here. Nou wat mooi is vir my is dat God het vir jou iets gegee om 'n verskil te maak. Nou ons reeks gaan nou, die week se les gaan nou Esther. En dat God Esther gebruik het om 'n verskil te maak. En wat het sy gebruik? As skoonheid. Wat nogal strevend is, dat jy dit kan gebruik tot eer van God. Maar miskien is jy iemand wat goed praat, miskien is jy iemand wat goed luister, miskien is jy iemand wat baie empatie het. Jy het gawes wat jy kan gebruik om 'n verskil te maak in hierdie wêreld. So, die vraag is, gebruik ons dit? Nou, net kortliks, as ons dink by die huis, gebruik ek die geleenthede saam met my ouers? Gebruik ek die geleenthede wat God gee saam met my kinders? Om te gee, om lief te hê, om 'n voorbeeld te wees, is ek daar vir hulle. Want by my kinders maak ek 'n verskil, en daai verskil dra buite. Verskil by die mense saam met wie ek werk. Mense wat saam met my skool gaan, mense wat saam met my swat. Maak ek 'n verskil daar? Leef ek die Here se liefde uit? Is ek 'n voorbeeld, 'n lig wat skyn, dat mense dit kan sien? Ek en jy is op die aarde geplaas om 'n verskil te maak. Nou, D.L. Moody het die volgende gesê, hy het Jesaja 6 vers 8 gevat, hy het gesê, ek is net een, maar ek is een. Ek kan nie alles doen nie, maar ek kan iets doen. Wat ek kan doen, behoort ek te doen. En wat ek behoort te doen, deur die genade van God, sal ek doen. Dit is baie mooi gesê, ek is een, maar ek is een. Kan nie alles doen nie, maar ek kan iets doen. Om 'n verskil te maak met daai dinge wat die Here op my pad plaas. En die Gees sal jou lei in binnekant. Hy sal dit geleenthede vir jou wys. Maar die Here wil jou daar gebruik. Nou, hierdie volgende storieetjie, julle ken ook dalk die legende van die man wat elke dag afstap en by die rivier gaan stiep. En hy 2 kleipotte met 'n stok wat hy stap en dan gaan skiep by die rivier water in die potte en dan stap hy huis toe. Maar die een pot is gekrap. En die tyd wat hierdie man bokom, is hierdie pot omtrent daar gebeur. En hierdie pot was baie sleg gegaan. En hierdie pot het gesê, by jou wat opdraai, gesê, hy is so jammer, want kyk hoe baie water mors hy, as hy boontoe na die huis toe kom. En die man sê vir hom, maar kyk terug, daar waar jy gelek het die blomme gegroei. Ek en jy is daar gebreekte pot, maar ons kan 'n verskil maak. Ek dink baie keer dink ons moet Moses wees, of ons moet iemand groot en sterk wees, Samson. Ek en jy kan 'n verskil maak net soos ons is. En Paulus wil vanoggend net vir jou kom sê, gebruik elke geleentheid. Moenie dit mis, moenie tyd mors nie, gebruik dit vir God se koninkryk. Daarom om af te sluit, maak die beste gebruik van elke geleentheid wat jy kry, want ons leef in moeilike en slegte tye. Moeilik en sleg daar buite. Ek en jy is geplaas hier om 'n verskil te maak.
Amen. Kom ons sluit ons oë. Liewe Hemelse Vader, ons kom dankie dat ons vanoggend net na U kan luister. Here, waar ons hier sit, besef ons daar is baie geleenthede wat ons mis. Here, baie kanse wat ons kry om ons lig te skyn. Maar Here, hoe baie keer ons die tyd het nie. Hoe baie keer is dit wat dit ons nie pas nie. En ons kom bid vanoggend, Here, mag U Gees so in ons harte werk. Here, dat ons oë sal oop wees vir U geleenthede. Here, dat ons die kans sal sien om ons lig te skyn. Here, mag U elkeen van ons gebruik in hierdie wêreld rondom ons. Here, mag U Gees so in ons werk dat ons beskikbaar sal wees en dat ons onsself in die hande kan plaas en dat U ons kan gebruik. Want ons weet, Here, U kan 'n regte nou slaan met 'n kopstok. Here, gebruik ons as Westergoed gemeente dat ons gloed sal laat voel aan die gemeenskap rondom ons. Ons bid dit, Heer, alles in die grote naam alleen. Amen. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. Amen.